In die lig van Lukas 16 wil ek vir jou vertel van twee broers, twee paaie en een ewigheid. Ja, daar was twee broers. Hulle het uit dieselfde huis gekom, dieselfde geleenthede gehad, maar radikale, verskillende paaie gekies. Soos in Lukas 16 waar Jesus praat van 'n ryk man en Lazarus, sien ons nie net 'n kontras van omstandighede nie, maar van harte. So in hierdie storie, die eerste broer, hy was 'n eenvoudige bandeverkoper. Geen aansien, geen rykdom, maar sy lewe was gewortel in die woord. Hy het Jesus gevolg, nie net met sy mond nie, maar met sy dade. Hy het die woord bestudeer dag en nag en hy die skrifte bepeins en oordink. Hy het gebid en geleer om in gehoorsaamheid te wandel. Sy vreugde was nie in wat hy besit het nie, maar in wie hom besit het. Soos Lazarus was hy miskien 'n bietjie armer volgens die wêreld, maar ryk in Jesus. Die ander broer het hy was baie suksesvol en het baie sukses behaal. Hy het rugby roem beleef, geld, 'n luukse leefstyl. Hy het soos die ryk man in Lukas 16 elke dag uitspatte gelewe. Hy het gesê ek glo in Jesus, maar sy lewe het geen vrug van disippelskap gedra nie. Geen honger na die woord nie, geen onderwerping aan Jesus se heerskappy nie. 3 huwelike het verbrokkel. Hy het baie gehad, maar geen vrede nie. En toe kom die einde en albei sterf. En soos in Lukas 16 word die waarheid eers na die dood onmiskenbaar duidelik. Lazarus word vertroos, die ryk man verkeer in benoudheid. Nie omdat hy ryk was, nie net omdat hy ryk was nie, maar omdat sy hart gesluit was. Hy het sy eie koninkryk gebou, nie die koninkryk van God nie. En die probleem was nie geld nie, dit was selfgerigte lewe sonder bekering. En Jesus waarsku ons ernstig in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk. En in Lukas 16 vers 31 sê Jesus in sy verhaal wat hy vertel, sê hy, Abraham sê, as hulle nie na Moses en die profete wat die Ou Testament verteenwoordig, luister nie, sal hulle ook nie oortuig word, al staan iemand uit die dode uit op nie. Met ander woorde, die woord was daar, die keuse was daar, maar die hart het geweier. En die vraag is dus nie, wat het dit meer, of wie het dit meer geniet op die aarde nie. Die ware vraag is, wie het in waarheid geleef voor Vader? Want ware geluk is nie leksheid of weelde sonder Vader nie, maar vrede met Vader, selfs in eenvoud. Want aan die einde tel nie wat jy gehad het, maar wie jy gevolg het, en of jou geloof, of jy dit geleef het, nie net bely het nie.